Mike Ratson is een van die eerste brawe siele in hierdie kontry wat sonder enige beskerming tussen die wit haie rondgeswem het. En dit was tydens hierdie onderwater ekskursies wat die ouens agtergekom het dat die wit haie nie deur nie, maar om hierdie kelpwoude swem. En dit het 'n liggie by Mike laat opgaan. Mike het opgelet dat robbe 'n skuiling vind tussen die seebamboes as wit haie op hulle spoor is. Trouwens, die kelpwoude was al vir hom ook 'n toevlug terwyl hy uit was om vis te skiet. Na jare wat ons vis geskiet het en met die diere geduik het ons agtergekom dat hulle nie in die kelp gaan nie. Hulle hou nie van die kelp nie. Nou het ons kunsmatige kelp gemaak. En dis hoe die Sharksay versperring of stelsel ontstaan het. 'n Stukkie briljante biomimikrie. Plastiekpype wat seebamboes naboots. Maar om die stelsel meer effektief te maak, het hulle Craig O'Connell, 'n doktorale student van Massachusetts Universiteit en nou deel van hul span se navorsing op magnete en haie se magnetiese velde, bygelas. As jy ooit van aangesig tot aangesig met 'n wit haai kom, sal jy sien om sy snoet en sy bakkies lyk dit of hy sulke fyn sproete het. Nou hierdie sproete is deel van die haai se 6de sintuig wat die Ampylus van Lorenzini genoem word. En dit is basies elektromagnetiese reseptore of ontvangertjies waarmee die haai selfs die fynste spierbeweging van ander lewende organismes kan waarneem. Magnets are very annoying for them. So the whole project of Craig O'Connell was to get the right kind of magnet that will annoy the shark so much that the shark won't come and bite a piece of tuna or a bait and will flinch away. Hierdie is beeldmateriaal van een van Craig se magneettoetse. Kyk net hoe affekteer die magnete in die water die haie se beweging. In hierdie skoot is die swart sakkie vol aas en een van Craig se magnete. Nou het ons die magnete binne in die kunsmatige kelp gesit dat die diere die kelp kan sien in die nag in zero vis ook. En sover lyk dit of dit werk. Om die stelsel te toets is 'n prototipe gebou in 'n area genaamd Shark Alley. Om statisties korrek te wees, het hulle 'n area met gemagnetiseerde plastiekkelp aan die een kant gebou, 'n gaping oopgelos wat as kontrole dien en weer aan die ander kant plastiekkelp, maar sonder die magnete. Om met sekerheid te kan bevind dat die stelsel nie haie deurlaat nie, is die 3 dele omgeruil om die haai gedrag te toets. In hierdie beeldmateriaal sien julle eers die kontrole. Die aaslyn is 'n entjie weg van die magnetiese kelp. En soos julle kan sien, is die haai al om die balie wat die aas bevat. In die volgende stap is die balie met die lokaas tussen die seebamboes geplaas. En kyk weer eens die gedragsverskil van die wit haie. Hulle wil nie aan die gemagnetiseerde kelp raak nie. Daarna het die navorsers aas van een punt reg deur die versperring gesleep in 'n poging om die haie deur die seebamboes te laat swem, agter sy sogenaamde prooi aan. Every time the shark did something extremely boring because they were doing the same thing over and over and over again. That was picking up the chum line, coming, they see, feel the barrier, go all the way around several meters to get to the boat that is chumming. And then they will go away again and go all the way around and possibly come through the door. There is nothing. And they did it over and over and over again. We got a sample size of around 60 animals and different one. And some of them came more than once. Every time they did the same kind of behavior. They didn't cross our barrier. Sover klink die versperring na die oplossing vir die haainet probleem. Maar vir enige stelsel om te werk, moet dit die elemente van die natuur kan weerstaan. Die hele Wes-Kaapse streek is natuurlik bekend vir sy storms.
En 'n paar dae voordat ons hier aangekom het, was die see so rof geweest dat hierdie vissersboot sy ankertou gebreek het en hy op die rotse geëindig het. So as die haaiversperringsstelsel in hierdie see kan hou, behoort dit op enige plek te hou. Ons is in die middel van die hoogste swelaktiwiteitsarea in Afrika. Die stelsel was al blootgestel aan 7-8 meter sees. Wat die stelsel so effektief maak, net soos die kelp, giet dit die swel se energie. Dit vang dit nie. Soos die swel so verbygaan, dans die stelsel met die swel en die swel loop verby, dit vang nie die energie en beweeg saam met dit nie. Die Sharksay-versperring klink na die nuwerwetse antwoord. 'n Stukkie volhoubare tegnologie wat die ouderwetse haainette kan vervang. En dit lyk of dit werk. Die volgende stap vir die navorsers is om dit op 'n swemstrand te toets, maar hulle wag nog om toestemming daarvoor te kry. Die een aspek wat ons nou nog nie aangespreek het nie, is die effek hiervan op die haie. Craig doen nou al 7 jaar navorsing hierop en sover toon dit nie 'n negatiewe effek nie. Maar ons het nog so baie om van hierdie diere te leer. Gelukkig is die navorsers betrokke by hierdie projek baie passievol oor haie. En dit is wat aanleiding gegee het tot hierdie stelsel. Gelukkig ook is almal boffins op hulle gebied. So hier vertrou ek die navorsers se leiding. En tereg gesê, geen van die haie is geforseer om enige iets te doen nie. Die see is oop en groot. En die intelligente roofvisse hoef nie rond te hang as hulle nie wil nie. Al wat ons wil werklik doen is om te kyk of ons haainette uit die see kan uithaal en kan met iets insit wat sal werk. Want die helfte van my span noem die groot witsdoodhaaie puppies, want dis na aan hulle hart. Dis iets waarvan hulle baie hou. Dis vir hulle probleme as hulle die haie uit die see uithaal en dis hartseer as 'n mens dooie haie sien. En vir daai opsig word dit vanaf ons kant af gedryf regtig vir die bewaring van hierdie haai spesies. En die ouens se projek stop nie net by die stelsel nie. Sarah is tussendeur besig met navorsing op haie om juis ons kennis van haie te verbreed, want sonder hierdie kennis het ons nie die nodige gereedskap om hierdie toproofdier se voortbestaan te verseker nie. With Stellenbosch University now, we are working on the population dynamic, that is understanding how many white sharks do we have left around our coastline. And genetic. With genetic you can do a lot of things. You can understand how healthy the population is. Getting samples from all over the coastline, we can understand if we are working with one population or a structured population. And getting samples from Australia, we can work out the migration without even tagging them. So we will know if and which sharks can go to Australia and back, and possibly even why. So that is some of the potential of genetic work. So all of our research is to provide reliable, good numbers for the government to take the right decisions. Sarah se navorsing word hopelik voor die einde van die jaar gepubliseer. En dis maar net die begin van navorsers se werk. Maar ons as publiek kan ook 'n bydrae lewer. Ons kan aandring op veiliger stelsels op ons swemstrande. Veilig vir die mens, maar ook vir die marine lewe. Dit lyk of mense nog nie heeltemal hulle vrees vir wit haie oorwin het nie. Maar om hierdie diere in haainette dood te maak is ook nie meer aanvaarbaar nie. Vir die eerste keer lyk dit of hier 'n stelsel is waarin daar 'n geweldige klomp navorsing ingegaan het en wat mens en wit haai in dieselfde omgewing in harmonie met mekaar kan plaas, sonder dat dit dood en verminking vir haie en ander seediere beteken. As hulle mense gejag het, dan het hulle net al die tyd op ons swemstrande gesit en vir ons wag, want ons is die stadigste ding wat in die oseaan ingaan. Ek werk met die diere. As hulle uit was om mense te jag, was ek nie meer hier nie. Haie eet ons nie.